Goeienaand broers en susters, weer eens hartelike welkom aan elkeen hier vanaand by die Pinksterdiens. Dit is vir ons weer 'n voorreg om saam hier die Here te kan aanbid en om te verheerlik met ons sang. Net weer om aan te sluit by dit wat ons in die reeks mee besig is. Die briewe aan die 7 gemeentes of aan die kerk van die Here Jesus, in eintlik elke stryd wat daar is, in elke uitdaging wat eintlik vir die kerk oor die eeue daar is, word vir ons in hierdie briewe saamgevat in hierdie 7 briewe wat ons kry. Ek wil amper sê die volheid van die aanslag teen die kerk, maar ook hoe die kerk lyk wanneer die kerk die Here wil dien. Dit het ons gesien van die begin af, dat daar 'n toewyding aan die Here was, dat daar goeie werke is, dat daar erns is, maar dat daar ook die uitdagings is. Ook vanaand gaan ons sien hoe dat die wêreld ook die uitdagings voor ons kom stel, en vanaand in besonder die uitdaging van die werksplek wat vir ons as Christene ook sekere uitdagings kom stel. Met dit dan net so vir die agtergrond, kom ons bid eers saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dank U vir U liefde en U genade. Ons dank U vir die voorreg wat ons het, Here, om U te mag ken en U te mag aanbid, om U naam te heilig. Here, wanneer ons voor U kom buig in hierdie aand, is dit ook in diepe afhanklikheid, wat ons van U kom vra dat U deur U Gees in ons harte sal werk, en ons denke sal vernuwe na U goeie en welgevallige en volmaakte wil. Dat U deur U Gees en deur U woord met ons sal spreek, en dat die uitlê van U woord na U wil sal wees, en U daarin verheerlik sal word. En daarom kom bid ons, Here, dat U ook sal gee dat ons sal opkyk na U wat regeer tot in ewigheid, en ons aan U sal onderwerp, en daarom ook sal gaan lewe na U goeie en welgevallige en volmaakte wil. Spreek, Here, want U het die diensknegte en die diensmaagde geroep, en ons is hier om te luister. Daarom vra ons, Here, dat U ook vir ons ore sal grawe, sodat ons kan hoor, en ons harte sal vernuwe deur U woord. In Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons loof die Here met die sing van Psalm 66. Psalm 66, daarvan die eerste en die tweede vers. Die tweede vers, die aarde met sy verste lande moet biddend voor die Here buig. Die volke van die verste strande moet met 'n lofstem voor hom juig. Kom en aanskou God se wonderdade. Dit is in werking hoog gedig. Smeek hom, o volke, om genade, want niemand kan sy hand ontvlug. Ons sing die eerste en die tweede vers. Broers en susters, die Here spreek vandag met ons uit Openbaring 2 vers 18 tot 29, die brief aan Thyatira, en saam met dit gaan ons ook lees Psalm 2, en ek gaan weer vra dat jy ook 'n boekmerk insit, as jy met die swak lig kan volg in die Bybel daar, by 1 Konings 16, vers 30 tot 33. Daarna sal ons weer in die preek gaan kyk. Openbaring 2 vers 18 tot 29 en Psalm 2.
Openbaring 2 vanaf vers 18. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke. En die laaste is meer as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die weet wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. En al die gemeentes sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek. En ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En dan blaai ons terug na Psalm 2 toe, waarin hierdie selfde beeld gebruik word om Jesus Christus se koningskap tentoon te stel. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Hy is van my, en ek wil nasies gee as 'n U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Geliefde broers en susters, die beskrywing van die Here in hierdie gedeelte gee weer eens vir ons die sleutel oor waaroor dit gaan. In hierdie brief in Thyatira gaan dit oor die absolute mag van Christus oor sy kerk. En dat daar geen ander mag is wat dit kan oorskry nie. Hy beskryf homself as die seun van God. En daardeur verwys hy direk terug na dit in Psalm 2. Ook aan die einde van die brief, wanneer daar staan dat hy vir hulle wat volhard dit sal gee om met 'n ysterscepter te regeer en soos erdegoed die vyande van God te verbrysel. Sluit dit aan by dit wat in Psalm 2 gesê word oor Jesus Christus self, dat hy kom die tweede keer nie om te red nie, maar om te oordeel.
teenoor die afgode van die wêreld rondom hulle, die keiseraanbidding wat daar is, en die verleiding deur die dwaalprofete, kom die Here in hierdie brief en hy gee vir ons weer eens dit wat prysenswaardig is in die gemeente, en dit wat die uitdaging, die bedreiging vir die kerk van Christus is. Hierdie stad Thyatira is anders as die ander stede wat ons tot dusver gehad het, die heel kleinste van die stede. Dis hoofsaaklik 'n industriële dorp, waar onder andere Lydia die purperverkoopster vandaan gekom het. 'n Stad wat tekstielbedryf gehad het, 'n stad wat ook 'n groot kopersmeltery gehad het, en waar daar 'n klomp ander ambagte soos pottebakkery, leerlooiery en ander was. Hoofsaaklik met ander woorde industriële dorp, en die meerderheid van die mense werk in hierdie industrie. En in hierdie stad kom die evangelie van Christus. Ons weet nie of dit Lydia is wat teruggekeer het Thyatira toe en die evangelie gebring het, en of dit op een van die sendingreise is, maar daar ontstaan 'n kerk. En weer eens, soos in die ander gemeentes, staan hierdie kerk lynreg teen die gemeenskap wat in afgoderry leef. Jesus se beskrywing van homself gee vir ons dan ook 'n aanduiding van dit wat hier aan die kom is. Hy gebruik 'n beeld weer eens hier wat vir die gemeenskap ook bekend is. Die vuurvlamme van die kopersmeltery en die blink koper wat uit daardie smeltery uitkom. In die beskrywing in hoofstuk 1 praat hy van sy voete soos koper wat uit 'n smelter uitkom. Nou kom hy en hy sê, hier staan ek voor julle, met oë soos vuurvlamme en voete van koper. Jesus kom om dit deurkyk. Daardie oë van vuurvlamme wat deur alles kan sien. Wat die fasades, die geheime vergaderings, die vakbonde in die stad, die afgoderry wat in daardie vakbond vergaderings plaasvind, alles kan sien. Vers 23 sê hy, dis ek wat hart en niere deursoek. Hy kyk tot binne in ons. Hy weet wat is ons motiewe, wat is die redes waarom ons goed doen. Hy sien wat die bedoelings van ons hart is. Psalm 139 kom hy en hy sê, selfs al sou ek gaan wegkruip in die doderyk, sal God my sien. En dis die beskrywing wat ons hier het, van God wat alles sien wat in hierdie stad gebeur. Hy sien die gemeente. Hy sien 'n gemeente wat liefde het. Hy sê, ek sien julle werke. Ken julle werke, die liefde en die diens en die geloof en die lydsaamheid en die werke. En die laaste is meer as die eerste. Geloof, hoop, liefde, gasvryheid, alles is daar. Werke wat ook groei. Anders as in Efese, waar hy gesê het, julle het julle eerste liefde verlaat, sien ons hier hoe 'n gemeente lyk, wat dit doen wat die eerste liefde vra. Om waarlik lief te hê.
Die eerste liefde het gebly. En hy sê, dit word selfs meer. En wat 'n mooi getuigskrif vir 'n gemeente. Wat 'n mooi getuigskrif om te kan sê, mooi so, my goeie en getroue dienskneg. Oor min was jy aangestel. En oor veel was jy getrou. Maar die Here sê dit nie. Die Here sê, ek sien julle. Ek sien dat julle my liefhet en dat julle 'n ywer het vir my. Maar ek sien ook die bedreiging. Ek sien ook dat julle liefde en julle lankmoedigheid julle ondergang gaan wees. Vermaning van hom wat harte deursoek, wat voete het wat standvastig in die waarheid staan, maar wat ook geskoei is vir 'n oorlog met koperplate aan sy voete soos 'n Romeinse soldaat. Hierdie beeld moes vir hierdie mense duidelik kom toon. Die seun van God is nie op pad net vir die bruilof nie. Die seun van God is op pad om oorlog te maak teen die vyand. En hierdie vyand is 'n ware bedreiging vir hierdie gemeente. Waar ons in die gemeente aan Efese gesê het, waarheid sonder liefde is ongenaakbaar, kom ons nou by die punt waar ons kan sê, liefde sonder waarheid is sentimentalisties. En dis wat besig is om in hierdie gemeente in te kry. Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te oreer en afgodsoffers te eet. Wat waarskynlik gebeur het, is dat hierdie industriële werkers wat aan hierdie vakbonde moes behoort, gedwing was om hierdie vakbondvergaderings by te woon wat eintlik in die afgodstempels gedoen is. En deel moes neem aan die afgodery om te kan deel hê aan die industrie. En so sien ons weer eens, as jy nie die merk van die dier dra nie, sal jy nie handel dryf nie. As jy nie saam met hulle in die vakbond is, en saam met hulle gaan doen wat hulle daardie vakbond doen nie, gaan hulle jou uitskuif en jy gaan nie besigheid doen in Thyatira nie. Geliefdes, is dit nie in ons tyd ook so, dat in sekere industrie, as jy nie deelneem aan die korrupsie, of die ander afgodery wat in daai industrie is, jy nie gaan werk nie. Kom ons dink maar aan die bouersmafia, wat in Natal so groot probleem nou is, waar daar uitdruklik vir hulle gesê word, as jy nie hierdie mafia betaal nie, gaan ons jou bouperseel vernietig. Gaan ons jou toerusting afbrand. Dis die situasie waar binne hierdie mense leef. En nou sit hierdie Christene met 'n gewetenswroging. En hulle kom na hierdie sogenaamde profetes toe, wat haar self voorhou as 'n profetes. En hulle vra vir haar, help ons asseblief. Hoe moet ons maak? Mag ons aan hierdie vakbonde deelneem, waar daar openlike afgodery en hoerery plaasvind? Omkopery en alles wat daarmee saamgaan? En soos Isebel van ouds, hy noem haar nie op haar naam nie, hy gee haar die naam van Isebel uit die Ou Testament uit. Soos Isebel van ouds, verlei sy hulle tot afgodery en hoerery. Ons lees in 1 Konings 18 van vers 30 af.
En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem, en Baal gaan dien, en voor hom neergebuig, en vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal, wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg, en al die konings van Israel, as al die konings van Israel, sy voorgangers. Wat was die toppunt van Baal godsdiens? Anders as in hierdie industriële stad, wat hulle die gode soos Apollo aanbid het, wat vir hulle die industrie moes seën, was Baal godsdiens basies die God van reën, die God van welvaart, die God van voorspoed, oftewel die vrugbaarheidsgod. En in die Baal godsdiens het dit so ver gegaan, dat hulle Baal prostituie gehad het, wat by die offeraltare van Baal diens gedoen het. En as 'n man vrugbaar wil wees, moet hy omgang hê met een van hierdie Baal prostituie. Dan word hy geseën. En nou kom die Here in Openbaring en hy sê, hierdie Isebel, wat nou in Thyatira is soos die Isebel wat vir Agab verlei het, om die volk te laat afgoderry pleeg in die Ou Testament. Sy vertel vir hulle, as julle voorspoedig wil wees, kan julle God en Baal dien. Kan julle God dien en deelneem aan hierdie afgoderry by die vakbonde. En dis waar die probleem lê. En dis waarom die Here dan kom en sê, sy verlei hulle tot hoerery en afgoderry. En die Here waarsku die gemeente en hy sê, en julle laat haar toe in die gemeente. Julle laat toe dat sy die dwaalleer versprei. Hoekom het hulle dit gedoen? Want hulle was so liefdevol. By al die mooi goed wat die Here van hulle sê, het dit hulle swak plek geword. Dat hulle met ander woorde nie opgetree het teen die mense wat die gemeente bedreig. Hulle verdraagsaamheid van hierdie dwaalleraar, self aangestelde profetes. In ons tyd waarin ons groot geword het ons twee dwaalrigtings in ons land wat ook hierdie gevare nou. Die een is die van die Adventisme, waarin Ellen White gekom het en gesê het, sy kan bepaal wanneer die wederkoms gaan plaasvind, en toe dit nie gebeur nie, toe kom sy met die verskoning, maar dis omdat alle Christene nie die Sabbat op die Saterdag vier, wat die volgens haar die oorspronklike Sabbatdag was nie. En daarom gaan die wederkoms nie plaasvind, voordat almal nie eers op die Sabbat vier. Asof ons as mense God se plan kan omverwerp met ons nietige sonde. En tog is daar 'n groep mense wat dit glo. Mevrou Fraser het hier in die jare 1910 rond gekom en gesê, ons moet die wet anders beskou as wat die gereformeerde leer dit nog altyd beskou het. En weer eens 'n dwaalprofetes gewees, wat op die ou einde die spadereners se godsdiens gevorm het. En daarin sien ons iets van dit wat in Thyatira die bedreiging is.
dat die gemeente gevaar staan om iets naas God te wil hê om gered te word. Of naas Gods wil hê om geseën te word. Terwyl die Heidelbergse Katekisme vir ons vra, wat is die oortreding van die eerste gebod? Wat is dit om 'n afgod te aanbid? En die antwoord? Om in die plek van of naas God iets anders te aanbid. Jou lojaliteit aan iets anders te gee as aan Christus. En dis wat besig is om hier in Thyatira te gebeur. Is dit nie ook somtyds wat gebeur wanneer dwaalprofete vir ons kom vertel? Ja, jy moet glo in Christus, maar jy moet ook uit die stam van Abraham wees. Of jy moet glo in Christus, maar jy moet 'n belewenis van wedergeboorte hê. Of jy kan 'n Christen wees en aan die bouersmafia behoort. En ons kan hierdie goed vir onsself gaan prakties toepas. Elkeen van ons behoort dit binne in ons eie bedryf te gaan toepas en te gaan sê, wanneer is my bedryf besig om my te verlei om aan iets anders meer gehoorsaam te wees as aan God? Om 'n ander verlosser te verwag as Jesus Christus. En daardie toepassing moet elkeen homself gaan maak. Want die Here se voete beweeg al vinniger na Thyatira toe. Daardie skede van koper, daardie oorlogsvoete is op pad. Die oordeel kom. En hierdie oordeel word vir ons beskryf in vers 21 tot 23. In die eerste plek gee die Here tyd vir bekering. Maar hy sê, sy oordeel kom as hulle nie bekeer nie. Weer kom die Here se genade na vore. En hy roep hierdie gemeente op om te sê, bekeer julle. Dan sê hy, wat met hierdie dwaalprofetes gaan gebeur. Sy gaan op 'n siekbed land. Die Here gaan haarself tugtig. En wie haar volg, wie saam met haar oorspel pleeg, sê hy. En hierdie oorspel is die beeld van afgoderry in die Ou Testament, waar die Here praat van sy bruid wat gehoreer het en oorspel gepleeg het. Onder andere in die boek Hosea waar hy dit uitbeeld deur die huwelik van Hosea en Gomer. Maar hy sê dat daar 'n groot verdrukking kom. Hy sê dat hy gaan oordeel. En die wat nie bekeer nie, gaan in sy oordeel kom. En as ons blaai na 1 Korintiërs 11 toe, dan hoor ons dit. 1 Korintiërs 11 praat dieselfde taal as wat die Here hier praat as hy sê, ek gaan haar op 'n siekbed werk en ek gaan haar kinders doodmaak. Joh, broers en susters, dis skokkende woorde. Maar dis die Here wat praat. Hoor wat sê 1 Korintiërs 11 van vers 30 af. Die gedeelte voor dit oor die nagmaal, waar hy sê dat ons ook onsself moet ondersoek en so van die nagmaal moet eet, met ander woorde met berou en die nodige ootmoed. En dan van vers 30 af. Hy sê in vers 29, wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes.
En 'n aantal het al ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Hoor u weer eens die genade van die Here in hierdie uitspraak? Ons kan so maklik vashang by die oordeel. Maar in al twee gedeeltes kom die Here en hy sê, as hulle nie bekeer nie. Die Here gebruik sy tug, sodat ons nie saam met die wêreld beoordeel en veroordeel hoef te word nie. Hy laat mense siek word, as 'n tugmaatreel, om ons tot bekering te lei. Hy kan selfs 'n geliefde laat doodgaan, om iemand tot bekering te lei. Omdat hy die God is, wat kopervoete het. Maar ook die lam is, wat vir ons geslag is. Maar as jy jou rug op die lam gedraai het, dan kyk jy reguit in die leeu van die stam van Dawid vas. Wat sal oordeel? Dan kyk jy in die oë waaruit vuurvlamme vonkel. En dis wat die Here vir ons hier kom sê, vir Thyatira kom sê. My oordeel is op pad. Selfs vir Isebel is daar nog 'n geleentheid vir bekering. Ek gaan haar op 'n siekbed laat lê. En ek gaan van haar kinders doodmaak. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom, sê die Here. Isebel sê, nee wat? Die Here is net liefde. Die Here gaan almal red. Gaan neem deel, gaan wees deel van hierdie wêreld. Terwyl die Here in Romeine 12 gesê het, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van jou denke, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Jesus kom en hy sê, hy vergeld elkeen na sy werke. Ja, die wat hy sy werke ken en wat hy sy werke geprys het aan die begin, hulle sal vergeld word vir dit wat hulle doen. Maar net so die wat hulle rug op hom gedraai het. En daarom, broers en susters, wat die Here aan die einde weer vir hulle kom sê, ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hierdie leer, wat Isebel verkondig het, wat gesê het, as jy die dieptes van Satan ken, dan sal jy die grootheid van God beter verstaan. Gaan neem deel aan die afgodsoffers, dan sal jy sien hoe groot is God se genade. Nee, die Here sê, as jy dit nie gedoen het nie, as jy jou nie daaraan blootgestel het nie, dan sal ek geen ander las op jou lê, as wat nie. Kom na my toe, want my las is sag, my juk is sag en my las is lig. Ek het mos vir julle klaar gesê wat om te doen.
Gaan lewe in die liefde wat ek vir julle gegee het. Gaan dien, gaan wees barmhartig, wees lankmoedig, maar jy mag net een God aanbid. Die wat in die waarheid bly en haar nie volg nie, sal ingaan in die koninkryk van God. Meer nog, hulle sal konings word. Die wat oorwin en Christus se werk bly doen, sal saam met hom heers en die goddelose magte soos erdepotte stikkend slaan. Wat 'n troos moes dit gewees het vir hierdie gemeente wat deur hierdie arbeidsvakbonde of arbeidsgildes verdruk is. Om te weet, die Here oordeel. En sy oordeel is regverdig. En daar kom 'n dag, wanneer hulle wat nou vertrap word, en wie se erdepot dalk regtig stikkend geslaan is deur hierdie gilde. Hulle soos erdepotte sal stikkend slaan. Hulle saam met Christus sal oordeel oor die goddeloses van hierdie wêreld. Het jy dit geweet, broers en susters? Dat ons wat die kroon van die lewe kry, ons wat die wit keursteen ontvang en kan ingaan na die bruilofsmaaltyd van die Lam toe, ons ook eysterstaf in ons hand sal hê en saam met Christus sal regeer by die dag van oordeel. Dis wat die woord van God sê. Wat 'n troos moes dit gewees het vir daardie gemeentes wat deur die afgodsaanbidders en die Romeinse ryk verdruk was. Om te weet, Jesus Christus se voete kan gehoor word. Soos die marseer van 'n leermag van Romeinse soldate. Maar hy kom om te bevry en te veroordeel. Aan watter kant staan jy? Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, dankie dat ons U seun kan sien, waar hy met 4 vlamme in sy oë na ons kyk. Kopervoete wat glinster, met 'n wit kleed aan, en 'n goue band om sy bors. Hy wat heers, hy wat die scepter het, waarmee hy die nasies wat teen hom in opstand gekom het, sal verpletter. Here, gee dat ons sal waak daarteen, dat die vrysinnigheid en die losbandigheid nie ons gemeente sal uitkalwe en vernietig nie. Maar dat ons sal streef na die werke van liefde vir U en daaruit die liefde vir ons naaste. Dat ons tot U sal bekeer in elke opsig, elke sonde wat nog aan ons kleef, dat ons dit sal aflê. En daarom bid ons, Here, soos wat U dit in hierdie gemeentes aan die gemeentes bekend gemaak het, maak ook ons sonde aan ons bekend, sodat ons dit voor U kan bely
en in berou voor U kan buig en ons tot U bekeer en gered kan word. En nie nou tydelike oordeel oor ons gemeente of oor onsself bring deur ons hardkoppige sonde nie. En nie in die ewigheid die oordeel sal ontvang daarvoor nie. Here, maar hulle wat nog volhard in die sonde, hulle wat nog nie weet om te kies om na die lam te kyk. Hulle gee, Here, dat ons hulle sal kan bereik. Hulle deur U Heilige Gees ons na hulle toe lei. En hulle gaan roep. En gaan sê, kom. Kom na die Here Jesus toe, wat die verlosser is. Voordat hy kom. As die een wat oordeel. Ja, Here, ons kom in sy naam. Want hy is ons hoëpriester wat vir ons by U intree. En in sy naam wat vir ons die lewe verwerf het. Kom bid ons. Here, red. Here, help. Here, gee krag. Here, gee bekering. Amen. Geliefdes, ons sing dan as ons danklied, Gesang 29. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer, hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. Die eerste en die derde vers. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n eysterstaf. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen.